jullie elkeen een lieve kanaal van Jezus. En dank aan elkeen. Dat is maar stil van uw woorden. Ik ben er alleen in die is. Maar geloven wij elke keer dat afspraak leren. Want elke van ons heeft nieuwe kracht nodig. Maar je zag wie is, je heeft nieuwe kracht nodig. Toen ik net zag, toen ik het weer, we gaan bij de serie, dus live. Wij gaan die bijeenkomsten bij 4 jaar. Kom op, toen ik dus, kom op. Ik wil ons een stuk doen. En die een van ons is 99 op geworden. Zondagochtend, eredienst, Marius, Leeds, Dagmaal, pastoor Thijs. Zondagavond, evangelisdienst, pastoor André op de Boezak. Verjaarsdag, wat is het? Reeds, plezier, onze volgende dag, zoals we nu niet weten, want we hadden zoiets meer in de dingen. Geliefdes, kom ons staan, dan gaan we ons, dat er een mooi voor ons vooral natuurlijk moet geweten. Kom ons staan. Vader, in Jezus naam wil ek baie dankie sê dat ons weer eens by mekaar kan wees. Here, seën ons samesyn, seën ons musiekdepartement, seën die prediker wat die woord gaan bring. Here, seën elke broer en suster in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Kom maak jy dan voor die woord. We want it.
As jy bereid om jou meester te ontmoet, hoe lyk jou lewe vandaan? Jy sit nie binne, maar jy doen die ondersoek in jou lewe nie. Jy stap uit my hierdie deur. Dis 'n kragtige boodskap. Dis 'n mooi boodskap as jy hoor dit. Wat het jy ontvang in jou lewe en daai woord? Wat kan jy toepas in jou lewe van die woord van God wat jy ontvang het? Besef jy wat jy sing vanavond? Maak op en gehoor van die Here is jou woord. Maak op vanavond en gehoor en hou op te speel. Die speeltyd is verby. Liefdes, ek gee dit oor op ons Erik, wat ons die woord gemaak. Amen, kom ons buig ons hoofde en ons vra die seën van die Here oor sy woord. Baie dankie ons Vader, die Here vir die voorreg wat ons nog het om in die kamer te kom. Here in die naam, durf naam bid, Here, af my tonge dat aan my kool van elkaar, gee dat elke Here, naam die is, sal luister en afstaan aan die woord van die Here. Wat in blij en Here dankzij. Amen. En ek wil saam met die lees in Johannes hoofstuk 10. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwachter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, as hulle maar weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en redding kry. Here sê nie lees ons die woord, elkeen wat bereid is om daarna te luister. Ek wil hê jy moet kennis neem, dat is Jesus wat hier praat. En baie van ek en u, ons het die kennis wie Jesus is, maar ons het nie 'n verhouding nie. Die Bybel sê, hy is die redder, hy is die verlosser, hy is die zaligmaker, hy is die seun van God. Hy homself sê, ek is die brood van die lewe.
Ons noem die soetroos van Saron, die blinkbare ster, die koning van die konings, die Here van al die Here. En as jy nie 'n verhouding met hom het nie, sal jy nie weet dat hy die vredevors is. Die koning van die Jode, raadsman, sterke God, ewige Vader. En dit is iemand wat die eersteling van God genoem word. As jy 'n verhouding met hom het, dan verander dit sake. Dan kan jy hom noem, my redder, my verlosser, my zaligmaker. En ek weet kennis neem, as Jesus hier met sy disippels praat, die een vertaling sê dit is 'n hek, die ander vertaling sê dit is 'n ingang, ander vertaling sê dit is 'n deur. Nou al drie hierdie dinge is ruimtes waar 'n mens kan in en uit beweeg. Sê jy reg? Dat verleen jou vrye gang om te gaan soos jy wil. Geestelik gesproke, tussen die Ou en die Nuwe Testament, en die gordyn wat die hoofpriester na gegaan het, geskeur die dag toe Jesus sy laaste las het. Dit wil sê, ons het vrye toegang tot God. Ons kan praat met ons wil, wanneer ons wil, soos ons wil. Soveel so. Ons kan vergelyk word met 'n klein kind wat in die modder speel. Dan sit die pa in die voorhuis met VIP's. En hardloop die kind met haar moddervoete en hande in die huis. En sy gaan sit op papa se skoot. Ken jy dit? Dit is die toegang wat jy het tot God. As jy Jesus aanneem, as jy persoonlik is. As jy hom nie aanneem nie, het jy nie toegang tot God. As jy nie glo in hom nie, dan het jy ook nie toegang tot God. Nou jy sien, ek dink die primêre rede waarom Christus so met sy disippels praat, is dat baie het saam geloof en nie geweet waaroor gaan. Kom ons maak 'n voorbeeld. Kom ons kyk vir Petrus. Baie voorbarig voor die waar, al die dele dat iets gebeur, dan is Petrus daar. Die hele nag vis gevang, en toe hulle op die water kyk, sien hulle kom iemand aan geloop. Hulle raak bang. Jesus sê vir hulle, wat is jy bang? Dit is ek. Soos altyd, praai eerste as het u is, daar moet toe om na u toe te loop. Toe is dit bekend? Die Bybel sê, toe begin hy loop op die water. Maar toe hy sy oog van Jesus afhaal, toe sing hy. Dit nie onmiddellik wat ek het hier. Jy weet, ons vat ons redding vir granted. Dis waarom ons so lamlendig die Here dien. Soos ons wil, wanneer ons wil, ons bid wanneer ons wil. Ons kom kerk toe wanneer ons wil. Ek moet nou eers weer 'n nuwe rok aantrek, dan kan ek begrafnis hê. Of ek kan kerk toe kom. Kan dit bekend? Sien ek 'n bietjie hier ding opbreek rondom 'n ingang. Ek wil vir julle aan sê, as Christus nie die baar van 'n moeder oopgesluit het nie, sou ek nie gebore het. Maak dit sin? Baie kinders het gebore en sterwe hulle. Ek het nie 'n kans gekry. Hier sit ons vandag. 'n Geleentheid om die Here in ons lewe aan te neem. 'n Geleentheid om te luister, hoe moet ek maak om in die ewigheid te kom? Maar ons vat dit nog voor granted. Mens praat van 'n ingang en dink jy baie keer, ek dink as 'n vermagtige moeder by die hospitaal instap om geboorte te kan gee, dan stap sy deur die kraamsaal se deur. Baie kom met 'n ongebore baba terug. Dink dit bekend? Maar as die Here aan jou kant is, dan kom jy met jou babatjie in jou arms, kom jy by die kraamsaal uit. Want Jesus het dit goed gekeer. Jy kan maar nie kom met die baba. Baie mense gaan by ingang in, dan kom hulle op hulle rug terug. Kan dit bekend? Een man het gesterf met gelê, toe hy probeer weghardloop, en hy verweer die dodes op sy spoor. Toe hy by die ingang uitkom, het sy een verboorde
sak teen mekaar. En sy streep is getrek. Ek kon na die ander daarop vestig, dat as Jesus sê, hy is die deur, dan is hy die deur tot alles wat goed, mooi, eerbaar en opreg is. Ek ken die mense wat die Here aangeneem het en later spyt gekry het. Kom ons kyk 'n bietjie wat het gebeur. Brengt my bly na Openbaring 3 en lees ek saam met u. Want ek weet daar is een deur wat Christus nie oor beheer het nie, en dit is jou hart se deur. Daarom sal jy sien, as jy saam met my lees, dan sê die Bybel hier in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom feesmaal hou, en hy saam met my. Ek en u moet ons hart se deur oopmaak, sodat Christus kans kan kry met ons maaltyd. Sien die jammerte, baie kerke hou hulle besig met onbenullighede. Baie goede wat soveel so is, as Jesus by die kerk aankom, dan is hulle besig om te woeker en te kere te gaan. Bybel sê, bevleg hy jou tou, en die daag hulle uit. Sê vir hulle, gaan uit. My pa se huis moet 'n gebedshuis wees, en nie 'n rowerspieël. Klink dit bekend? As jou hart nog 'n rowerspieël is, dan het dit tyd geword dat jy moet 'n besluit maak. Maak oop jou hart se deur, dat die Here kan inkom en saam met jou maak. Hou op die kerk se banke waar sit, en hou op ding, jou naam as die kerk se boeke, jy is op pad hemel toe nie. Nee, jy moet jou hart oopmaak, sodat die Here in jou hart kan kom. Halleluja. Amen. Sien ek staan hier aan buitekant, ek het ons nou die slegte gewoontes aan my slaap, staan ek buitekant. Praat ek bietjie met die Here. Sê die Here, weet jy wat, die kyk nou so oor hierdie woongebied. En elke huis is daar deur. Dit wat in die deure, agter die deure aangaan, weet nie die mense wat in die huis bly wat gaan aan. Klink dit bekend? Geen van julle sê vir my, agter die kamerdeur van elkeen van hierdie huise gaan daar ook iets aan. Ek wil julle dat nie vir my sê. Dis wat die Here sê vir my. Jesus is die deur van alles wat in die lewe. Slegter is, agter ek en die se hart se deure, gebeur daar dinge wat soms nie reën by die feit dat ek en u in God woon. Vraag vir my hoe? Dan sê ek vir die jongste geval, waar 8 jong manne, 2 meisiekinders verkragt, klaar maak, en dan gaan hy brand. En ek weet dan sê dit niks verkeerd te doen, want dit is swart mense wat het teenoor swart mense. Klink dit bekend? Die breedte mense se hande wat hulle koester agter hulle handdeure maak voorsiening daarvoor dat hulle sulke dinge kan aanvang. Ek vermoor jou eerste vrou, dan is jy op rol uit, dan maak jy die tweede vrou op doen. Wat gebeur agter jou hart se deur? Moord en doodslag aan die orde van die dag. Daarom ek en u, wat glo in die Here, ons moet bidden bly. Want hierdie mense is rondom ons. Dit is ons buurmense, dit is ons werksmense, dit is mense wat rondom ons is. Miskien kan ek in die broer raak. Maar ons moet waak en bid. Want dis nie almal wat bereid is om hulle hart se deur oop te maak, sodat die Here kan inkom en saam met hulle maak. Ja, jy sit die kerk regop, van Sondag, van Januarie tot Desember is die elke Sondag in die kerk. Maar die Here is nie in jou hart. Want jy wil nie in jou hart hê. Sien, die seer ding van die propaganda is dit. Mense dink ons as predikers
kom om mense te entertain. Ek wil vanavond nie sê, I'm not here to entertain you. Ek wil hê jy moet luister en leer. Christus is gister, vandag en tot in ewigheid bly dieselfde. God kan nie verander om dit wat in Suid-Afrika gebeur tevrede te stel nie. Ek wil net sê, God bly God. En dan die Here dat daar so baie mense is wat in God glo in hierdie land. Daarom sal die regering nie sy sin kry nie. Dinge sal nie uit mekaar val soos hulle dit wil hê nie, maar ons sal bid dat God se wil sal gestaan. Amen. Sien, daar is niks wat ons vir Jesus kan wegsteek nie. Hy weet nie, jy hoor nie van die ingang, die hek, is dit. As die dag om is, dan moet die hek kom. En baie wat ek en u, ons verstaan nie. In die geestelike realm is daar ook 'n nag. Nie soos 'n gewone nag. Sê vir my verduidelik, dan sê ek vir u. Ek en u is gebore met ons rug na God. En as jy jou bekeer, dan draai jy om en jy leef na God toe, of na die kruis waar Jesus staan. Klink dit bekend vir u? En ek glo nie dit wat jy weet omtrent God, gaan God maak dit wat jy dink is. Nee. My Bybel sê God is alwetend, almagtig, alomteenwoordig. En as jy die dag die Here in jou lewe aanneem, dan begin jou stryd teen die bose. Sê ek 'n voorbeeld vir u maak. In elke huis, as daar 5 mense is, sal 2 vir Jesus wees en 3 sal nie. Daar sal 1 wees en 4 sal nie. Kom maar kyk. As jy die enigste hier is in jou huis, wat lief is vir die Here, maak werk daarvan dat jy vir ander bid, dat hulle kom op. As jy hard genoeg klop aan God se deur, sal hy oopmaak. Ek weet wat geliefdes, ek dink as ek kan recall is die Engelse naam is Babs, en Lot het op sy sterfbed tot bekering gekom. Dat is die scenario. En ek wil sê, jy moet huil en alles doen in die verhoor, dat jou familie gered word. Baie keer gaan jy 20, 30 jaar bid, gaan jou familie van kerk tot kerk aan toe. En bekry jy die ingang na Godse koninkryk. Wat probeer ek vanavond sê? Jy mag in die kerk reg om sit, dan het jy nie toegang tot Christus. Ja, baie keer kyk ons neer op mense wat nie by 'n kerk kom nie, maar die mense het 'n verhouding met Christus. Het jy dit al geleer? Kom ek maak 'n voorbeeld. My ouma het nooit leer dat kerk gekom. Ja, maar weet jy wat? Sy was 'n vroedvrou. Nou die van julle wat weet wat is 'n vroedvrou. 'n Vroedvrou het 'n spesiale gawe in haar hande om mense wat nie kinders kan kry nie, te help. Dat die Here hulle hart oopmaak en kinders kry. Die ou vrou stap in die veld in, dan pluk sy die blomme, dan maak sy 'n bottel, dan gee sy hom vandag. Dis einde Julie, Julie Augustus. Einde September. Dan kan hy vrou nie wag. Dat die kar moet staan en sy moet uitklim om vir my ouma te kom sê, moeder, ek is 2 maande. 'n Mens kan dit nie doen sonder God nie. Klink dit bekend? Reg na die skrifgedeelte toe kom waar Jesus sê, ek is die deur. Dan wil ek met hierdie wyne vir hom sê, die heel eerste keer wat ons te doen raak met die woord ek is toe die brandende bos daar brand en Moses kyk en hy sien die bos brand nie. Toe hy nader kom en met God in gesprek raak, toe stuur God hom na Farao toe. Hy vra, Here, moet ek sê, het my gestuur. Toe sê God vir hom, sê ek is en jou gestuur.
hoofletters. Sien met my? Nou kom ons vasthoud nog een beetje voor. Hier kom Jesus. En Jesus sê, ek is die deur. Dit laat my nou dink, as een mens daai twee woorde gebruik, moet jy eintlik 'n introspeksie maak. En die praat ons nou van jouself. Ek is. Christus weet wie hy is. Want selfs 700 tot 900 jaar voor hy gebore is, profeteer hulle en sê, julle moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die sonde van die volk sal verlos. Hy sal die raadsman wees, die sterke God, die ewige Vader en die vredevors. Doen dit bekend. Die dag wat Elisabeth vir Maria vasdruk, toe spring die baba in Elisabeth se maag. Nou kyk Johannes dat een van die min manne wat as ongebore baba met die Heilige Gees gedoop is. As Jesus, kyk die Jode maar dink dat die seentjie moet gebesny raak. As Maria met die klein Jesus na die tempel toe gaan, daar 'n man en vrou, Simeon en Elias, staan in wag. Dan vat Simeon die baba en hy kyk. Die baba so en hy sê vir die Here, ek is nou bereid om te sterf. Maar hy kyk na Maria en sê vir haar, 'n swaard sal deur jou hart gesteek word as gevolg van hierdie babatjie. Ek het nie ken die geskiedenis. Teen daai tyd is so baie babatjies doodgemaak, want hulle het die klein Jesus gesoek om hom dood te maak. Ek wil verduidelik vanaand, as jy die Here in jou lewe aangeneem het, gaan daar baie elemente rondom jou probeer om die klein Jesus in jou hart ook dood te maak. Jy moet die gunste verwag aan mense rondom jou die dag as jy die Here aangeneem het. Jy is gewikkeld in 'n stryd waar die duiwel jou hart wil hê. Hy wil jou plunder en jou siel weer in 'n verkoning druk. Baie keer vergeet jy, alles wat jy het, is 'n gawe. Ja, sê jy jammer dit. Baie mense is ryk. Hulle geniet dit nie, want hulle het skaaploos in harte. Want die Here het nie hulle rykdom goed gekeer. As ek vanavond nie oor 'n ingang het en 'n deur praat, wil ek vir u kom sê, daar is niks wat jy kan kry tensy jy nie. Kom ons gaan na die dinamika van die visie. Kan jy nou, ja miskien kan mense televisie hierdie venster gee, maar jou groot meubels, waar moet jy dit van? Ek weet hier, jy moet dit by die deur van. Nou jy sien, wanneer jy die regte besluit maak om die Here in jou lewe aan te neem, dan sal jy geleer word hoe om die Here in jou hart te verheerlik. Ja, ek gaan nie net voorgee en 'n bekender wees, mooi klere aantrek. Jy sien al die dinamika, as Paulus praat, hy sê, ons moet nie gelykvormig aan die wêreld wees. Die wêreld vat jou, maak jou mooi van buite, maar jy is nie verstandig. Daar wanneer jy die Here wil aanneem, begin God in jou binneste te werk. En ek moet verstaan die Bybel aan, hy hou daarvan om te verduidelik die pottebakker en die klei. Dit sê dit, die wynstok en die rank. Ek het vroeër vir u gesê, jy sal nie Christus ken soos baie hom ken nie, want jy het nie 'n verhouding met hom. Dit is tyd dat jy 'n verhouding met die Here moet aanknoop, sodat jy kan sien. Hy kan ook die skille van jou ore. Hy kan ook die proppe in jou ore verwyder, sodat jy sy stem kan hoor. Hoe moet jy jou lewe inrig?
Sien as ek dink aan Jesus se handeling, dan dink ek as net een jong man. Maar toe kwam dat Jesus geweier het. En dit was die ryk jong man met wie hy gepraat het. Om gesê, gaan en verkoop al jou eiendom. Kom dan terug en volg my. Die Bybel sê die jong man is so bedroef geraak, het omgedraai, want hy was nie ryk. Baie dat ek nie is so ryk in die wêreldsgoede. Ons doen dieselfde. Jy is nie bereid om neer te lê en weg te gee nie. Daarom kan jy toegang kry tot God en sy koninkryk. Ek weet nog van iemand, sy het nie voor Jesus gekom nie, sy het van agteraf gekom, en die stoom van sy twee geraak. En dit wat sy na haar hart voorgeneem het gebeur. Daar het krag uitgegaan in die Bybel. En toe jy omkyk, sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Sien ek wil jy aanmaan vanaand, indien jy nie 'n verhouding met Jesus het nie, daar is dit. En dit is nou. Gebruik dit, want jy weet nie wat kan gebeur sodra jy met daai deur uitstap. Jy weet nog minder wat gaan gebeur as jy by jou eie huis deur instap. Ja, ek wil amper vir die Here sê dankie. Dat elkeen van ons wat hier sit, wat kan hoor, 'n besluit moet maak en kan maak om hom 'n kans in ons lewe te gee. En jy weet as ek hierdie boodskap aan afsluit, wil ek bid. En ek wil nie vra, ek vanaand hier sit, en jy het nog nie die Here in jou lewe aangeneem. Asseblief, doen my daai guns, en stap op, en stap uit, dat ons saam met u kan bid, en u na die Here toe gaan bid. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here vir die voorreg wat ons vanaand het, om kennis te neem, dat u is die ingang, en alles wat goed, mooi, eerbaar en wat hy is. Here, en as u enige een in die vertrek is, Here vanaand, Here Jesus wat u nog nie ken, help hulle Here om op te staan, Here en die geleentheid te gebruik, om in te kom, en deel te kom word, van die koninkryk van die Here. Ek bid om dit met vele dank sê. Amen. Zal ik bij ons gaan?
Here, om vir U te vra, Here, dat U die woord in elke hart sal plant, Here. Dat die woord sal groei in elke hart, my Vader. Dat die Heilige Gees met elkeen sal stilstaan, die waarvoor mekaar sal gaan vanaand, my Vader. Daar sal verskillende wonings sal gaan, my Vader. Dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, my Vader. En harte sal aanraak, en gedagtes sal aanraak, my Vader. Here, ook dit wat ons sal voorgegee word, my Vader, voorgehou word. Here, seën die hande voorberei. Sien dat die wat vanaand het, my Vader.